Welkom by vandag se les oor siviele hofprosedure. In hierdie sessie sal ons die stadiums van 'n saak ondersoek, van die uitreiking van 'n dagvaarding tot die ter tafel gelê vir verhoor en die dokumente wat verseker dat elke stap die korrekte regsprosedure volg. Die eerste stadium in die siviele hofproses is die uitreiking van 'n dagvaarding. Die eiser reik 'n dagvaarding uit, 'n regsdokument wat die regsgeding formeel begin. Dit bevat besonderhede van die eis, die betrokke partye en die hof waar die saak aangehoor sal word. Dokument, dagvaarding, 'n dokument wat deur die eiser ingedien is om die verweerder in kennis te stel van die regsaksie en die doel daarvan. Sodra die dagvaarding word uitgereik, dit moet aan die verweerder beteken word. Dit behels die aflewering van die dagvaarding aan die verweerder persoonlik of deur ander gemagtigde middele om hulle in kennis te stel van die regsgeding en die tydsraamwerk om te reageer. Dokument, bewys van betekening, 'n dokument wat bevestig dat die dagvaarding aan die verweerder beteken is, wat nodig is om met die saak voort te gaan. Na betekening van die dagvaarding het die verweerder 'n bepaalde tydperk om te reageer. Indien hulle van voorneme is om die eis te betwis, dien hulle 'n kennisgewing van voorneme om te verdedig in. Hierdie dokument stel die hof en eiser in kennis dat die verweerder van voorneme is om die saak te betwis. Dokument, kennisgewing van voorneme om te verdedig, 'n formele antwoord wat die verweerder se voorneme aandui om die eis te betwis. Na aanleiding van die kennisgewing van voorneme om te verdedig, die pleitfase begin, waar beide partye skriftelike dokumente uitruil wat hul eise en verweer uiteensit. Die eiser sal 'n besonderhede van eis indien en die verweerder sal 'n kennisgewing van verweer en moontlik 'n teeneis indien. Dokumente, besonderhede van eis, 'n gedetailleerde dokument wat die eiser se saak. Kennisgewing van verdediging, die verweerder se reaksie op die eiser se eis. Teeneis indien van toepassing, die verweerder se eis teen die eiser. Na pleitstukke word beide partye vereis om relevante dokumente uit te ruil wat hul eise en verdediging ondersteun. Dit verseker dat beide partye toegang tot die bewyse het voor die verhoor. Dokument, lys van dokumente, 'n dokument wat alle relevante dokumente uiteensit wat elke party van voorneme is om tydens die verhoor te gebruik. Voor die verhoor kan die partye 'n voorverhoorkonferensie met die regter bywoon om prosedurele kwessies en moontlike skikking te bespreek en die geskilpunte te verduidelik. Die regter kan aanwysings uitreik oor die verloop van die verhoor. Dokument, voorverhoornotule, 'n opsommende dokument wat die kwessies wat tydens die verhoor aangespreek moet word, aanteken. Die laaste stap voor die verhoor is die datum waarop die verhoor aangehoor moet word, waar die partye ooreenkom oor 'n datum. Die saak word amptelik geskeduleer en alle voorbereidings word getref. Dokument, kennisgewing van toekenning, 'n formele kennisgewing wat die datum aandui waarop die saak in die hof aangehoor sal word. Kortliks, die siviele hofproses is 'n gestruktureerde reeks, uitreiking van dagvaarding, betekening, verweerder se pleit, pleitstukke, ontdekking, voorverhoorkonferensie en terloopse verhoor. In elke stadium verseker spesifieke dokumente dat die saak vorder in ooreenstemming met die regsreëls en beginsels van billike prosedure.